haar noem. En as jy Elizabeth se naam hier hoor, dan weet jy ons gesels oor Andrew Murray. Elizabeth, jy wil nou ingaan in 'n baie dieper deel van Murray, maar ek dink ons moet net asseblief eers bietjie, wat is mooi Afrikaans vir recap, net bymekaar maak, net onthou. Wat was die vloei van sy lewe tot hier toe? Want ons praat nou al so lank daaroor, en dat ons dan volgende week sal instap, wat jy vir ons die dieper filosofie en dinge wat hy in die woord opgetel het, dat jy vir ons dit kan begin verduidelik van 'n kant af, né? Ja, so ek dink dit sal goed wees om net 'n opsomming te maak en iets van sy jonger lewe af te sluit. Ja. Want dit wat nou kom, is waar hy gekies word as moderator van die NG Kerk, en waar hulle 'n baie belangrike hofsaak vir 10 jaar lank veg. So wat hy sentraal in hierdie hofsaak figureer. So ek het gedink dit is goed om nou net sy begin van sy lewe nou net weer bietjie deur te gaan. En net te sien hoe hy is en wat hy gedoen het en wat is die impak wat hy gehad het in die vroeë geskiedenis van die noordelike deel van Suid-Afrika. Veral in die Vrystaat en Transvaal. Okay, nou nie meer Transvaal nie, maar Mpumalanga, ja. Limpopo en dan die Vrystaat. So dit is, en ek wil net weer teruggaan om te sê, die belangrikheid van 'n belegging in jou kinders as hulle jonk is, wat deur sy pa gemaak is, in al hulle kinders, Andrew Murray en sy broers en susters, hier in Suid-Afrika, want die pa, Andrew Murray se pa, was die predikant in Graafrenet. Hy is direk van Skotland ingevoer, en hier moes hulle nou almal Hollands praat, want dit was Suid-Afrika se spreektaal, of die NG Kerk se spreektaal, maar oom Andrew Murray, ek gaan hom nou maar so noem, om hom te onderskei van ons Dr. Andrew Murray. Ja. Sy manier met sy kinders was om van kleins af vir hulle te vra, het jy al vir Jesus in jou hart aangeneem? En ten spyte van daai vraag en Andrew Murray se reaksie daarop, het Andrew Murray eers toe hy 17, 18 was en op pad is Nederland toe om daar te gaan studeer, het hy eers wat hy beskryf het as wedergeboorte beleef, waar hy homself aan die Here oorgegee het. So dit was vir my 'n baie kosbare, en dan die draad van Andrew Murray se storie te volg. Ek is toch gestop het gou daar. Met ander woorde, as niemand Andrew Murray Jr. ooit gekonfronteer het daarmee nie, het dit dalk nie so duidelik by hom opgekom ook nie, nee. Ja, ek dink so. Sy pa het in hom ingeprent, en hy moes dit by herhaling aanhoor, en toe hy alleen op die skip was dit wat teruggekom het en toe gebeur het. En ook wat gebeur het tydens hy en sy broer het in Skotland by sy oom gaan bly, en daar was hulle ook blootgestel aan evangeliepredikers. En Andrew Murray veral was blootgestel aan van hierdie manne, en hy het selfs een van hulle se boeke gedra, en hom soort van bedien, terwyl hy daar was, en by hulle in die huis gebly het, by sy oom. Ja. En daar het John Murray eerste geskryf vir die oom, vir die persoon, om te sê, dit is Evangelist Brown, om te sê, ek wil praat oor my innerlike lewe. Want John Murray was sy Andrew Murray se broer, was 'n baie ernstiger seun, as wat Andrew Murray was grapjas, en vreeslik vrolike mens. En hy skryf toe, en die Brown wat vir hom teruggeskryf het gesê, hier is 'n paar goed wat ek wil hê, jy moet aan jou lewe dink, en wys dit ook vir jou broer. En hierdie brief was wat hulle aangedink het toe hulle op die skip is. En toe hulle natuurlik in Nederland kom, toe was die liberale teologie al vol in die universiteit ook, waar hulle gestudeer het. So hulle het 'n klein groep gemaak, dit was genoem the La Ravale. Dit is eintlik 'n klein stukkie van herlewing wat hulle beleef het in die koshuis waar hulle gebly het, of in die huis waar hulle gebly het, en met 'n klompie vriende, wat hulle so dikwels as hulle kon,
Bybelstudie gedoen het en dan gepraat het oor die woord, oor Christus en selfs uitgereik het na minder bevoorregte mense in Utrecht waar hulle toe nou gewoon het. Daar was 'n klomp goed in Andrew Murray vasgelê. Die een ding was heiligmaking. Die tweede ding was, jy moet vir mense vra, het jy al jou hart oorgegee? Of het jy al tot bekering gekom? Het jy al wedergeboorte beleef? Of nog nie? Dit was nie iets wat in die kerk, in die NG Kerk, op daai stadium enigsins gepreek is nie. Wow. Dit het maar te doen gehad met die kerklike lewe en die kinderdoop wat dan veronderstel is dat jy gered is en dan is die bekering, die herlewings, alles het eintlik buitekant die kerk plaasgevind. Maar Andrew Murray het dit ingetrek en hy het dit in sy bediening gebruik. So hy was baie jonk op daardie stadium. Hy was 20 toe hy sy graad ontvang en toe mag hy nog nie eintlik as 'n dominee gelegitimeer word nie, maar hulle is al twee in Skotland is hulle gelegitimeer, so hulle moes nou in Suid-Afrika poste kry. Harry Smith was op daardie stadium die gouverneur of die gesant wat hierdie plasings gedoen het van predikante, want hulle het 'n salaris ook ontvang by die Britse Kaapse regering. En ekskuus tog, die Andrew Murray self het toe hy hier aankom, toe was hy nog nie 21 nie. So hy kry toe nie 'n gemeente soos wat sy broer kry nie. Sy broer kry 'n gemeente in Maritzburg. Hy kry 'n sendelingpos in die Vrystaat onder die Voortrekkers. Maar in vergelyking met sy broer het 'n gemeente en dan nou net die gemeentegrense. Andrew Murray kry die hele Vrystaat. 'n baie groter area. Baie groter area. En ek het nou onlangs daar deurgery en weer gesien hoe ver is Kroonstad van Bloemfontein af. Waar sy grens was Kroonstad en die noordelike areas en dan daar teen Lesotho se grens af, Smithfield en Winburg en dan tot in Harry Smith was Andrew Murray se streek wat hy boere wat wyd uiteen gebly het, ver op plase, buiteplase, ja. En hy is gekonfronteer met baie ander goed as wat in 'n gemeente plaasvind. Ja. Byvoorbeeld, hy moes preek in Engels vir die soldate wat in Bloemfontein gebly het, die weermag, die Britse weermag, en hy moes dan nou op die plase die boere bedien en verry. En die grootste deel van die bediening is maar hy moet mense trou, hy moet katekesante bevestig, hy moet babetjies doop en hy moet die nagmaal bedien. Dit is die groot, en dan moet hy persoonlike gesprekke met mense voer. So dit was in die begin sy paadjie. Hy het in 1848 het hy in Suid-Afrika teruggekom en 1849 het hy in Bloemfontein begin. En so baie vinnig vind hy toe uit, maar die boere het almal verskillende behoeftes. Byvoorbeeld, een van die groot goed is dat Moshes was die koning van die Besotos. Hulle het in Lesotho, waar nou Lesotho is gebly, dan was daar ander swart stamme wat in die Vrystaat gebly het en hulle het vreeslik met Moshes 'n oorlog gemaak. Dit was altyd onderlinge veediefstal en tussen hierdie woon die boere en dan is daar nog die Engelse. En dan moet mens die siege verstaan van die Afrikaner, die Voortrekkers, hulle wou wegtrek van die Engelse af. Toe trek die Engelse verder, want die Engelse die Britannia het 'n empire, wat sal ek sê, wêreldperspektief. Ja. So, hulle brei uit, so ver as wat hulle kan, en dan oorheers hulle met soldatemag, wat die Nederlanders laat nie gedoen het nie. Die Hollanders of die Nederlanders het met ekonomiese ontwikkeling, het hulle 'n land ingeneem. Nie met militêre mag nie. Goed, maar so nou, hier was nou 'n mengelmoes van goed in die Vrystaat aan die gang, en toe vra die Transvaalse Voortrekkers, wat vir baie jare nou al sonder 'n predikant was, of Andrew Murray nie ook vir hulle sal kom bedien nie.
Dis in Potchefstroom en in Rustenburg en in Leidenburg. So in Andrew Murray se vakansietye, sy 6 weke verlof, gaan hy dan oor die grens Transvaal toe en dan besoek hy hierdie 3 plekke en hy doen presies wat hy gedoen het in die Vrystaat, maar nou is dit net baie verder uitmekaar en hy moet baie meer mense bedien. So en daar kom hy in kontak met die vryheidsdenke van die Afrikaner, wat 'n nuwe, sal ons sê, onafhanklike republiek wil vestig in die Transvaal. So hy ontmoet die groot voortrekkerleiers, Andries Pretorius en Hendrik Potgieter, en daar leer hy iets van politiek en hoe politiek werk. Wat sy broer John Murray nou glad nie geleer het nie, in 'n gewone gemeente nie. Ja. Wow, dis baie interessant. Kom ons maak musiek vir ons verder gesels. Jan de Wet sing vir ons Hoe klein. En jy weet, 'n mens kan nou kyk na goeders wat Murray gedoen het en dink dis nee, maar dit was nooit klein nie. Dit het altyd reusagtig groot geword. En jy luister na Delf steeds dieper program van Radio Kansel. Ek is Estie Geldenhuys saam met my agter die glas sit Mpo. Dankie Mpo. En hier by my in die ateljee Elisabeth Jordan. En ek en Elisabeth gestel steeds heerlik oor die wonderbare lesse wat ons kan leer uit die lewe van Andrew Murray. En Andrew Murray wat werklik waar sy hele lewe aan ons Hemelse Vader God gegee het, en toe uiteindelik kom werk het as 'n junior, as 'n wat sal 'n mens dit noem? 'n appie. Apprentice. En uiteindelik was hy die ou wat die goeders opgetel het in mense se gees ook, nê, en in die geskiedenis wat min ander ouens verstaan het. Ja, so Andrew Murray se blootstelling was byvoorbeeld, hy was die tolk toe hulle die Sandrivier konvensie gehou het, waar daar 'n vredesverklaring tussen Brittanje en die Vrystaatse boere plaasgevind het. Hy was betrokke by die Transvaalse ontwikkeling wat opgebou het na die onafhanklikheidsverklaring van Transvaal as 'n republiek en later ook as die Vrystaat as 'n republiek. Dis geweldige goed. Dis verskriklike groot goed. Ja. Dit is geskiedenis wat ons volk gemaak het wat geword het, nê? Nee? Dis reg, ja. En dan sy verstaan van die mentaliteit van hierdie voortrekkers. En hy het ook natuurlik vir Paul Creer ontmoet. Paul Creer was toe omtrent min of meer dieselfde ouderdom, bietjie ouer as Andrew Murray. En dit het later in Paul Creer se lewe, toe dit moeilik gaan, was Andrew Murray ook sy dominee wat vir hom kom raad gee het en weet geskryf het en alles. So dit was vir my, Andrew Murray se blootstelling was nie die van 'n gewone predikant nie. Ja. So hy is eers blootgestel in Nederland, waar die meeste predikante gegaan het vir opleiding. Hy is blootgestel aan die Skotse herlewing. Hy is blootgestel aan 'n herlewing wat uit Duitsland gekom het na Nederland toe, waar hy en sy broer ingeleef het, en toe hy nou in Suid-Afrika kom, toe ontwikkel sy prediking in baie eenvoudige Hollands, maar meer Afrikaans al sal ek sê, en baie direk. So hy sal 'n ou direk vra, hoe gaan dit met jou siel en met jou gees? Waar is jy? En dan konfronteer hy mense wat in sonde lewe. Het ander dit nie gedoen nie? Nee, die meeste predikante het net gepreek en huisbesoek gedoen en 'n stukjie uit die Bybel gelees. En so dit was, natuurlik het Andrew Murray dit seker by sy pa geleer. Sy pa was so 'n predikant. Ek weet nou nie om te sê hoe die ander predikante dit gedoen het nie, maar dit was heeltemal anders, van die opmerkings wat gemaak is in Woester, toe hy aankom in Woester, was hierdie man preek anders. Jy weet, dit is asof hy in ons siel in praat. Okay. En so wat gebeur het is, Andrew Murray is getroud terwyl hy in Bloemfontein gebly het. Hy was 10 jaar daar. So, en toe neem hy 'n beroep aan Woester toe. En in Woester het hulle klaar besluit, hulle het al begin om 'n kweekskool te stig in Stellenbosch, om self predikante op te lei, omdat die liberale teologie in Europa al die predikante by die kweekskole daar beïnvloed het.
So hulle het gevoel, hulle wil self die predikante hier oplei, en sy broer John Murray was een van die 3 professore wat toe nou aangestel is, om die kweekskoolse ontwikkeling te beplan en te ondersoek en te kyk wat gaan hulle doen, hoe gaan hulle dit doen. Ja. En dit was in hierdie tyd wat Andrew Murray die beroep aanneem Woester toe. Hy het net gevoel dat dit wat hy in die Vrystaat gedoen het, is klaar, daar is 'n predikant in Harry Smith, daar's 'n predikant in Winburg, en daar was nou ander predikante wat aangestel word, en dan was die Transvaalse voortrekkers het afgestig van die NG Kerk, en hulle het die predikant direk uit Nederland beroep, en dit het die Nederduits Hervormde Kerk tot gevolg gehad. In terselfdertyd was daar ook nog 'n ander predikant wat van Nederland afgekom het, en hulle het ook afgestig, en hulle het die gereformeerde kerk in Suid-Afrika, die Doppers, gevorm, ook in die Transvaal. So die Transvaalse kerke was nou nie meer so hulpbehoevend nie, en Andrew Murray het gevoel, dis nou tyd dat hy kan na 'n ander gemeente gaan, en hy wou graag inspraak hê, dink ek, ook by die kweekskool en by die ontwikkeling, en daar was 'n groot dryf in hom vir 'n sendingbeweging wat hy nie vanuit die Vrystaat kon bedryf nie. Hy moes eintlik van die Kaap in die synode daar betrokke raak om dit weier te bedryf as net van 'n gemeente af. So dit was van sy beweegredes om Kaap toe te gaan. En toe hy nou aankom, is dit tydens 'n konferensie. Ons het verlede keer daaroor gepraat, die konferensie wat hy gehad het, wat hulle gehad het. Hy het baie klein rolletjie in die konferensie gespeel, maar daar het hulle bespreek oor die kweekskool, oor die sending en gepraat oor herlewing. En daar was 'n hongerte, want daar was op daardie stadium die Second Great Awakening in Amerika wat plaasgevind het, en berigte daarvan het uiteindelik ook hierna toe gekom in Suid-Afrika, en daar was 'n honger dat dit ook hier sou plaasvind, en die honger is gedryf deur Andrew Murray se pa, hy het sy hele lewe gebid vir herlewing in Suid-Afrika. En so toe in die konferensie was Andrew Murray se rol bloot om 'n gebed te bid, maar die gebed was so diep en ernstig en so eerlik, dat almal sê dit was die spaak van die herlewing. En toe die herlewing natuurlik nou uitbreek, dit was in die tyd, Andrew Murray is bevestig op Pinkstersondag, Mei 1860 in Woester. Toe is daar al gevoelens van, hier's nou dit wat ons herlewing noem, is nou naby aan die oppervlak. En toe die herlewing nou daarna, by Andrew Murray hulle uitbreek, dit was by hulle en by Montetjie, so Woester en Montetjie gelyktydig, van die predikante wat by die konferensie was, het nou hierdie ding gedra in hulle harte, en hulle het gaan praat by hulle gemeentes. So dit was nie net Andrew Murray wat dit gedoen het nie, hulle het dit ook gevat, maar ons het gepraat oor die jong bruin meisie, wat in die saal, hulle het in die saal vergader, vrouens mag nie bid in die kerk nie, of in die bidure nie, en sy staan agterop en sy vra, mag ek 'n gesang opgee? En sy gee 'n gesang op van al die sondaars kom na hom, en sy bid, roerende gebed, en onder die gebed, hoor hulle die dreuning hier van ver af aankom, en toe is die Heilige Gees op skud hy daai hele saal, en almal begin hardop bid en bely hulle sondes. Ja. En dit was die eerste fase van die herlewing, was hierdie wat hulle beskryf as 'n gemoedsaandoening. Andrew Murray was baie ontstel daaroor en begin het gesê dit is totaal wanordelijk wat mense so emosioneel te kere gaan, en hy wou dit stop totdat daar 'n persoon is wat van Amerika kom, want hy het nou gehoor, hy het dadelik hierheen gekom om te kom kyk en sê dit is presies hoe die herlewing begin het in Amerika. So moenie hier interfereer nie, en dit probeer stop nie, of om dit te probeer in 'n beheer te bring nie. So Andrew Murray se reaksie was, goed, kom ons kyk wat is die vrug. Ja. Die groot vrug was dat mense se sedelike lewens het onmiddellik verander, en die tweede groot vrug was
dat daar was omtrent 50 jong manne wat hulle self kom aanbied het vir die bediening, wat dan kweekskool toe gegaan het en wat ingeplaas is in die land in die gemeentes wat nie 'n predikant gehad het nie, en dit het sendingwerk bevorder. Wow. 7 jaar na die herlewing het Andrew Murray 'n belewenis met die Heilige Gees gehad, waaroor ons later sal praat, want dit is een van die belangrikste goed wat in hom gebeur het, is ek dink wat sy boeke se basis vorm, as ons sy boeke wil verstaan, dan is dit die basis. Maar wat ons ook verlede keer oor gepraat het, was Andrew Murray se manier om met mense te praat. So, hy het uit sy gemeente besoek, soos 'n gewone predikante dit doen met huisbesoek, en dan het hy tydens huisbesoek met elke lid van die gesin 'n afsonderlike gesprek gehad, om te vra, waar staan jy met die Here? Wat is jou probleme? Waarmee kan ek help? Jy weet, is daar iets? En dan baie mense, en natuurlik dieselfde ding gedoen met sy katkesante, dat hy moes weet, waar staan hulle geestelik, en baie van hulle het getuig dat onder so 'n persoonlike gesprek was dit hulle wedergeboorte. So ek dink dat vir my was die vloei van Andrew Murray waar hy gekom het en sy blootstelling het vir hom 'n wyeer visie gegee as net 'n klein gemeentewerk. Natuurlik, Sy visie was wyeer vir die groter kerk. En dit het sy hart oopgemaak ook vir later in sy lewe, toe hy gevra is om sendingkonferensies in Amerika en Europa en oral daarby te woon en daar te praat. En sy direkte prediking was iets wat 'n saad gedra het, dink ek, wat in Suid-Afrika se grond geval het, en wat baie mense, veral wat Afrikaans sprekendes of Nederlands sprekende mense, en dan natuurlik ook die Engelse bediening wat hy gehad het, mense se harte aangeroer het om 'n heiligmakingspad met die Here te stap. Wow. En ek het 'n paar jaar gelede het ek gepraat met een van die NG Kerk se leiers in die Kaap, Dominee Nelis van Rensburg, en hy het gesê daar's 2 strome in die kerk altyd. Dis die liberale stroom, en dan is dit die stroom wat Andrew Murray gevolg het van heiligmaking. Dis altyd saam in die kerk. En die 2 strome kan nie saamvloei nie. So, dit is wat ek... Die een gaan die ander uitstoot. Ja. Wow. En Elizabeth, ons moet groet, maar jy het vanoggend hier 'n pragtige, eislike groot boek saamgebring. Vertel my van die boek asseblief voor ons groet. Ek was in het gaan kuier by vriende daar in George, en Jean Achenbach, my vriendin, is 'n direkte afstammeling van Andrew Murray. En haar suster, Isabel Murray, het 'n boek geskryf, en ek baie lank navorsing gedoen, en sy het 'n boek geskryf oor Andrew Murray se briewe aan sy kinders. Die boek se naam is Letters to His Children, Exposé of a Vulnerable Father. Nou gaan ek net so een dingetjie lees wat iemand skryf oor die boek, en dit is Andrew Murray's legacy goes much wider and deeper than his Holy Spirit-inspired books and ministries that have not only passed the test of time, spanning for over a century and counting, but which have been life-changing for countless souls. Exposé of a Vulnerable Father is an appropriate subtitle, as we are not dealing with an autocratic patriarch, but with a loving, vulnerable father. Although the majority of the Murray children followed in their parents' footsteps, some followed their own path. Andrew did not allow this to cloud his relationship with them, and that is a great comfort and encouragement also for me. So hierdie boek gaan oor Andrew Murray se verhouding met sy kinders, en natuurlik kleinkinders. Die boek is beskikbaar, hier's een hier by Radio Kansel beskikbaar, en daar is 5 beskikbaar in George by my vriendin, en dan is daar by die skryfster ook nog boeke beskikbaar. So ek gaan nou net sê, dit is dis 'n baie dik boek,
baie navorsing gedoen, so die boek is R550, dan plus posgeld. So mense wat graag dit graag wil hê, kan vir my kontak. En jou telefoonnommer weer? Is 082 Ja. 775 3793. So ek sal dit waardeer, stuur vir my SMS of 'n WhatsApp boodskap, dan gaan ek julle in kontak sit met die skryfster. Elisabeth, baie dankie. En ek sien uit daarna dat ons volgende week verder gesels, en ons het nou amper nie meer tyd vir musiek nie, maar ons gaan tog so 'n snarsie luister van van Rick Moser met My Hele Hart. En laat ons asseblief soos Andrew Murray met ons hele hart inspring. Lizzie, baie dankie, ek waardeer jou.